Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels môre met Johan Botchet, hy is natuurlik die welvaartbestuur by PSG Wealth Pretoria. Ons praat 'n bietjie oor die wisselkoers. Ons praat oor die Reservebank se aanpassing wat nou laasweek gebeur het en ons gesels 'n bietjie oor bateallokasie. Alles in een gesprek. Goeiemôre Johan. Môre julle, is lekker om weer te wees. Dis heerlik elke keer om jou hier te hê Johan. Ons begin sommer dadelik ons elke keer begin met die markte van die week. Wat het hierdie week in die markte gebeur wat vir jou uitstaan? Ja, gister was natuurlik nie 'n goeie dag op ons plaaslike mark nie. Ons plaaslike mark is so 2.3% laer gesluit, so nie 'n goeie dag plaaslik nie. Maar verlede week was die internasionale markte was eintlik almal redelik positief geweest. So dit was eintlik op die internasionale kant was dit 'n goeie dag geweest. Miskien een van die maatskappye wat ons almal ken, Dell Computers, Dell rekenaars, het verlede week met baie goeie syfers uitgekom en na hulle resultate was die aandeleprys 30% op geweest. Ja, so baie goeie resultate daar van Dell geweest. Wat sal die resultate die redes wees vir ons negatiewe resultate in Suid-Afrika? Ja, ek dink is maar sentiment wat 'n bietjie draai, jy weet, rentekoersverhoging, so maar kyk eens veral die kleinhandelaars wat redelik swaar getrek het, so ja. Wat is julle reaksie op die rentekoersbesluit van verlede week? Ek dink dit was redelik algemeen verwag. Ek dink die meeste ekonome het gesê dat ons 'n rentekoersverhoging gaan kry as gevolg van inflasie. So ek dink ja, dit was redelik verwag geweest. Ek dink nie dit was 'n verrassing vir iemand geweest nie en ek dink ook nie die Reservebank het verskriklik baie ander opsies gehad as om die rentekoers te begin verhoog, nee ja. En verwag jy enige ander rentekoersveranderinge sien maar in die kort termyn? Ja, moeiliker besluit, maar ja, ek dink so, want dit as 'n mens gaan kyk na wat gebeur met die oorlog en alles, dan lyk dit nie of dit gou gaan stop nie. Jy weet, ek dink daai 4 weke wat Trump gesê het, 3 of 4 weke is al lankal gekom en gegaan. En dit veroorsaak natuurlik die risiko vir hoër inflasie. Ja. En as ons inflasie gaan bly styg, dan gaan ons weer eens nie 'n keuse hê as om rentekoerse te verhoog nie. Die nadeel van dit is natuurlik net wat is die impak van dit op die ekonomie. Nee. Almal kry swaarder, almal se jy weet 'n bietjie minder besteedbare inkomste in hulle sak as jy meer rente moet betaal op jou skuld. So ja, dit is maar 'n bietjie van 'n slegte situasie. Ja. Wat is die invloed van die rentekoersverhoging op die rand-dollar wisselkoers? So as die rentekoers so verhoog en kom ons sê die Amerikaanse rentekoerse bly konstant, die Fed verhoog dit nie, dan behoort die rand op die kort termyn te versterk, nee, want dit is mos nou meer aantreklik vir mense dan van die buiteland af om hier geld te kom belê teen 'n hoë rentekoers en so. So dit is ek wil amper sê die korttermyn teoretiese antwoord op dit. Maar natuurlik dan die effek van hoë rentekoerse op die ekonomie en ekonomiese groei later aan. Jou risiko verhoog ook en so. So dit kan weer omdraai, maar aanvanklik, jy weet, is 'n mens nie verras as die rand dalk 'n bietjie versterk nie op dit nie, ja. Laasweek het ons gepraat oor bateallokasie en belastingvrye beleggings en dies meer, maar watter impak het wisselkoers fluktuasie op beleggings? Ja, ek dink ongelooflik baie. Ek dink die meeste beleggers in Suid-Afrika het 'n buitelandse komponent in hulle portefeulje. Ja. En ons het nou laasweek gepraat oor ons buitelandse fonds wat ons in 'n belastingvrye belegging sal sit omdat ons die langtermyn groei wil hê. En natuurlik omdat dit 'n belastingvrye belegging in Suid-Afrika is, meet ons daai opbrengs in randterme. En dit is natuurlik daai hoogste die hoogste syfer daar van 1 Maart 2015 af was die opbrengs 290%, maar die donkerblou lyn onder is presies dieselfde belegging, maar net in dollarterme. So hy het nog steeds in dollarterme redelik gegroei, maar die verskil tussen die twee is uiteraard die verskil in die wisselkoers. Dis nie rand dollar. Nou, as 'n mens nou teruggaan en jy gaan kyk wat was die wisselkoers gewees 1 Maart 2015, ek meen dan kan die mense amper nie dink nie, R11.68 nee. R11.68? Ja. So Sondag 1 Maart 2015. So dan kyk 'n mens ook wat het intussen gebeur. Dan kyk 'n mens nou laas jaar, einde April laas jaar, was die wisselkoers amper weer by R19 teen die dollar gewees, nê? Nou het hy weer die laaste jaar weer afgekromp tot waar hy nou is, 16.30 om en by waar hy nou die hele tyd is. So die wisselkoers het 'n ongelooflike invloed op die opbrengs as jy dit alles in randterme meet. So mense moet maar na alles kyk. Ja. Nou omdat dit lyk of dit in rand en in dollar terme is die opbrengste gegroei het, is dit belangrik om dit te onderskei?
Ek dink tog so ja. Ek dink tog omdat 'n mens 'n buitelandse komponent het en die meeste mense glo ek het 'n buitelandse komponent in jou beleggings en 'n plaaslike komponent ook. Maar jy kan amper as jy nie na albei afsonderlik kyk nie, in tye van randswakheid kan jy eintlik bietjie wegkruip daarin as jy nie goed doen in die buiteland nie, want dan gee die rand mos vir jou outomatiese opbrengs. So is die omgekeerde natuurlik ook waar, maar ek dink dit is baie belangrik dat jy jou opbrengste apart moet meet. Jou buitelandse opbrengste moet jy probeer om in dollar terme te meet of in pond of watter geldeenheid jy verkies en dan jou plaaslike beleggings meer in rand terme. Jy kan 'n oorhoofse prentjie kry, maar ek dink die risiko is as 'n mens die twee die heeltyd gaan saam meng, dan kan die wisselkoers dalk veroorsaak dat jy verkeerde besluite neem as die wisselkoers so baie verander soos wat dit die afgelope jaar verander het, ja. So vir julle by PSG Wealth Pretoria is die wisselkoers nogal 'n sekere kritiese ding om in ag te neem wanneer jy spesifiek na julle kliënte se portefeuilles kyk nie waar? Ja, dis 'n moeilike ding, ja en nee. Mens moet definitief altyd na die wisselkoers kyk. Onthou, in 'n ideale wêreld sal 'n mens wil hê die rand moet verskriklik versterk. Jy weet, ons wil graag weer geld wil uitvat teen R11, maar dan wil ons ook hê die buitelandse markte moet baie val. Dis die ideale tyd om geld uit te vat, 'n sterk rand, laer buitelandse markte. Maar mense gaan dit waarskynlik nooit 100% reg kry nie. Want gewoonlik as die rand versterk, is die markte hoog ook. As daar 'n krisis kom in die wêreld, soos wat laas jaar April gebeur het toe Trump sy tariewe aangekondig het, of in COVID, dan gaan aandelepryse in die buiteland of wêreldwyd gaan val en die rand gaan verswak. So jy gaan nooit al die goed 100% reg kry nie. Ek dink wel wat belangrik is dat kykers moet onthou dat Suid-Afrika is nog steeds net 0,5% van die wêreldekonomie. Ons het 'n redelike groot werkloosheid wat nou debatteerbaar is of nie, maar die feit van die saak is ons het baie werkloosheid. Ons het dalk bietjie korrupsie of nie, mens weet nie, want daar word nou nie verskriklik baie mense aangekla vir dit nie. Maar is ons so oortuig van die omstandighede hier, so ekonomiese groei, al hierdie goed, dat jy 100% van jou bates in 0,5% van die wêreld se ekonomie wil hê? Sure. Waarskynlik nie, as jy die opsie het om dit wêreldwyd te belê. Ja, as die opsie beskikbaar is. As die opsie is. So ek dink 'n mens gaan altyd 'n buitelandse komponent hê, maar jy moet versigtig wees dat die wisselkoers op die kort termyn nie jou oordeel van 'n langtermyn groeibate beïnvloed nie. Want die wisselkoers het in die afgelope 12 maande weer versterk, jy weet, baie versterk, maar kan weer omdraai ook. So maar ek dink jy moet die beste kwaliteit bate vir langtermyn groei gaan kry enige plek in die wêreld. Dit is die ding, ja. Wat is die belangrikste doelwit as jy nou kyk na optimale bateallokasie vir jou kliënte? Ja. Kyk, ek dink wat ons graag wil bereik is jy wil groei hê oor die langtermyn wat inflasie klop, né? Dit is jou eerste doelwit met 'n redelike min wisselvalligheid teen 'n aanvaarbare risiko. Dit is die groot ding. So jy wil as 'n mens eintlik inflasie kan klop, kom ons sê jy kan inflasie klop met 5% of met 7% wat jy groei kry in reële terme. Jy het nie ongelooflik baie wisselvalligheid nie en jy het 'n aanvaarbare risiko. Dan dink ek dis dit die optimale plek om te wees, ja. En dit in ag geneem met plaaslike beleggings en internasionale beleggings. Met plaaslik en internasionale beleggings. Ek dink 'n mens moet nooit sê jy moet net 100% in die buiteland wees nie of net 100% plaaslik wees nie. Ek meen elke mens se omstandighede gaan verskil. Jy moet gaan kyk na wat die doel van die geld is, wanneer jy moontlik van dit gaan trek. So daar's baie faktore wat dit gaan beïnvloed, maar jy gaan waarskynlik altyd 'n redelike komponent buitelandse blootstelling in jou beleggings ook hê, ja. Vir die gemiddelde ou daar buite is dit maar moeilik om daai besluit alleen te maak as ons mense dalk kontak met julle wil maak by PSG om 'n bietjie raad en advies te kry. Wat moet mense doen? Ek dink die maklikste is net om 'n e-pos te stuur na groot@psg.co.za. Dit klink baie eenvoudig. Baie dankie Johan vir jou tyd vanmôre. Dankie, was lekker om hier te wees. Ja, jy sien dit klink eenvoudig, maar PSG Wealth Pretoria help jou dan om die geheelbeeld te sien. Vir meer inligting stuur dan nou 'n e-pos na groot@psg.co.za. Geaffilieer is van die PSG Finansiële Dienste Groep, 'n gelisensieerde beheerende maatskappy en gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Ons is nou weer terug en dan gesels ons bietjie oor hele spesiale datums.